Die derde persoon, die hoofman oor 100. Nou hierdie ou het baie wrede dinge gesien wat aan Jesus gedoen was. Hy het baie slegte dinge gehoor wat van Jesus gesê was. En hy self is skuldig gewees aan dinge wat aan Jesus gedoen was. Hy is die ou wat die spies in Jesus se sy ingedruk het. Heel moontlik is hy die ou gewees wat die spykers deur Jesus se hande geslaan het. So hy is net so skuldig. Hy het dit aangewakker. Maar die oomblik toe hy onder hierdie kruis staan en hy kyk op, en hy maak oogkontak met Jesus, en hy sien die laaste asem wat Jesus uitblaas, toe sê hy waarlik, hierdie is 'n regverdige man. In Matteus 27 sê hy waarlik, hy was die seun van God. Jy sien erkenning bring ook bekering. Hy sê as jy met jou hart glo en met jou mond bely, sal jy gered word. En hierdie Romeinse soldaat, onthou ons het gesê dat God het 'n plan met alles. God het 'n doel met elke persoon wat 'n rol gespeel het in die kruisiging van Jesus. En hierdie man kon die eerste Romeinse soldaat gewees het wat 'n getuienis uitgedra het vir die koninkryk van God. Dit maak nie saak, dit maak absoluut nie saak wat jy teen God gedoen het nie. Jy kon hom so teleurgestel het. Jy kon sy naam ydelik gebruik het. Jy kon sy naam op soveel lelike maniere gesê het. Jy kon egbreek gepleeg het. Daar is soveel goede wat jy kon gedoen het, wat jou gelykstaande aan die hoofman van 100 maak, wat toegelaat het dat Jesus gepynig was, wat self die daad gedoen het aan Jesus. En vanmôre wil ek vir jou sê, dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Jesus sal jou onmiddellik vryspreek. Jesus sal onmiddellik jou van jou verlede losmaak, sodat jy nie elke keer hoef terug te gaan na jou verlede toe nie, maar laat jy jouself kan uitstrek na wat voor is, sodat jy ook die hoë roeping kan aangryp wat daar in Jesus Christus is. Matteus 9 vers 13, hy sê, maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar